Baie dankie Barend. Groot voorreg vir ons om hier te wees. En is vir ons 'n groot jaar want dis ons 50ste huweliksherdenking en ek was natuurlik 12 toe ons getrou het, Cor was 10. En ons is ook 50 jaar in die voltydse bediening hierdie jaar. So die Here se goedheid is wonderlik. En dis vir ons 'n voorreg vir Cora en vir myself om hande te vat met Barend en Marie, gemeenteleiers van hierdie kerk. En ek wil sommer dadelik inval met die woord, want ek weet julle tema is staan vas. En Barend het verlede Sondag gepraat oor staan vas in die storm. Ek gaan met ons praat oor staan vas voor die storm. En ek dink hy het so 'n paar aspekte daarvan aangeraak. En ek gaan soos Jesus gedoen het, jou lewe vergelyk met 'n huis. 'n Huis wat in die storm moet bly staan. En daarom moet die huis 'n baie sterk fondasie hê. So my boodskap gaan oor die fondasie. Dit is meer fundamenteel. Ek sal oor die basiese dinge gesels. Barend kan die komplekse dinge behandel. En ek wil begin deur te vertel van iets wat gebeur het in 2018. In Amerika op die suidkus, die kus van Florida, het 'n kategorie 5 orkaan genaamd Michael het daai kus getref. En nuusberigte het gefokus op een huis wat feitelik ongeskaad bly staan het. Die hele onmiddellike buurt was platgevee, maar hierdie huis het bly staan. En daar's 'n foto van die huis. En dit is baie interessant toe hulle 'n onderhoud met die eienaar van hierdie huis gevoer het. Toe het hulle uitgevind dat een van die vername standvastigheidsfaktore was dat hierdie huis op 'n baie sterk fondasie gebou was. Om die waarheid te sê, dit was gebou op versterkte beton, paalwerk wat 8,5 meter diep in die grond ingedryf is. En dan het dit ook nog 'n 12 meter lange fondasie stelte bo in die grond gehad wat stormvloede onder die huis laat vloei het. En dis eintlik so 'n amazing foto as jy daarna kyk. En ek dink Jesus het vir ons 'n soortgelyke storie vertel. En ons ken die gelykenis van die 2 mans wat huise gebou het. Nou ek gaan by Lukas se weergawe uitkom, maar Matteus het ook hierdie gelykenis aangeteken. En wat vir my interessant was van Matteus se weergawe is, hy vertel hoe Jesus op die berg geklim het en mense hom gevolg het en daar het hy lering gegee wat ons vandag die bergpredikasie noem. En dan sê Lukas dat Jesus van die berg afgekom het en op 'n gelykte het hy hierdie gelykenis geleer. So ons het die bergpredikasie en dan ons die vlakte predikasie. Maar daar's niks vlak oor hierdie lering nie. Dit is eintlik baie diepsinnig, maar dit is ook baie verstaanbaar. Nou, as iemand wat in die lerende bediening is, wil ek graag vir jou huiswerk gee. Gaan bestudeer Matteus, spesifiek hoofstuk 7, want ons gaan nou uit Lukas se weergawe uit lees. En is so interessant as jy by vers 13 begin, dan sien jy dat Jesus gee vir ons 'n hele paar kontraste wat hy tref tussen 'n paar dinge. En in vers 13 en 14 praat hy van 2 paaie wat hy kontrasteer, 'n smal pad en 'n breë pad. Hy praat ook in dieselfde 2 verse van 2 poorte, 'n nou poort en 'n wye poort. Dan in verse 21 tot 23 praat hy van 2 volgelinge, 'n ware volgeling en 'n valse volgeling. En dan die gedeelte oor die gelykenis wat ons nou gaan kyk is in verse 24 tot 27, daar was 2 bouers, 'n wyse bouer en 'n dwaase bouer. 2 fondasies, 'n sterk fondasie en 'n swak fondasie, om die waarheid te sê, geen fondasie nie.
En daar was 2 gevolge, 'n huis wat bly staan het en 'n huis wat plat geval het. En so, dis so interessant om hierdie dinge te bestudeer. En tussen hakies, ek gaan vandag praat oor Hello Truth, die Bybelskool. En ek gaan dit elke nou en dan noem, ek gaan nie om verskoning vra daarvoor nie. Want Adrie het beloof, ek kry R50 elke keer as ek Hello Truth noem. Maar as jy meer wil leer oor die Bybel, en spesifiek oor die Nuwe Testament, ons deel met Ou Testamentiese waarhede ook, maar spesifiek oor die woorde van Jesus en die Nuwe Testament, dan wil ek vir jou sê, soos jy gesien het op die familienuus, die registrasie is nou oop vir die tweede inname van hierdie jaar, en daar's ook daai early bird bonus, in Afrikaans 'n vroeë voeltjie aanbod. En dit sluit op die 30ste Junie, so maak seker, Adrie sal, om die waarheid te sê, na die diens daar by die inligtingstoombank wees vir navraag. So kom terug na die gelykenis van Jesus, en ek wil lees hoe Lukas hierdie gelykenis weergee. En let op die kontraste as ons dit lees. Lukas 6, vers 46, en ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling uit. Jesus sê, wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom, en na my woorde luister, en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat 'n huis bou. Nou gaan lees gerus Matteus se weergawe, en jy sal sien, Matteus noem hom 'n wyse man, 'n verstandige man. En hy sê, 'n man wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het. En toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was. Maar wie dit hoor, met ander woorde, die woorde van Jesus, en dit nie doen nie, hy is soos 'n man, en weer eens Matteus sê hy's 'n dwaase man, wat hy sonder fondament op die grond bou. En weer eens wil ek na Matteus se weergawe wys, hy praat van sand, soos op die strand of 'n rivieroewer, en as jy al ooit in Israel was, sal jy weet, selfs vandag nog, het hulle hierdie droë stroombeddings wat hulle wadi's noem, wat baie keer is daar vloede wat daar deurkom, en dit sê, in die stroom het teen daardie huis losgebreek, en het het dadelik geval, en die instorting van daardie huis was groot. Laat ek nog een keer na Matteus se weergawe verwys. Hy beskryf dit baie duidelik en baie energiek wanneer hy van die storm praat. Hy sê die reën het geval, die waterstroom het gekom, die wind het gewaai en teen daardie huise aangestorm. So 'n baie duidelike prentjie van 2 bouers, 2 fondasies, 2 gevolge, maar 1 storm. En dit moet ons besef, dieselfde storm het al 2 huise getref. Jesus het vir ons nooit 'n waarborg gegee dat ons nooit storms sal hê nie. En ek weet, Barend het ook daaraan geraak verlede Sondag en gepraat oor die feit dat mense wil dit nie oor jou profeteer nie, maar die waarheid is, die storm gaan kom. Een of ander tyd. Jesus het hierdie belofte gegee wat nie altyd in daai belofte boksies is nie. Hy het gesê, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. Dis een van die tipe storms wat ons kan verwag. As jy werklik staan vir wat Jesus voorgestaan het, gaan jy verdrukking hê in hierdie wêreld. So, storms gaan kom. Dis net soos in die natuur en partymal kan storms voorspel word. Weet, ons kyk na die weervoorspelling, hulle sê vir jou, môre is daar 75% kans vir reën. En my teorie daaroor is, daar's 4 ouens in die weerkantoor en 3 dink dit gaan reën. Storms kom partymal onverwags, onvoorspelbaar, sonder waarskuwing. Die Engelse praat van 'n flash flood. Ek het die Afrikaanse woord gaan opsoek en ek sien hulle praat van 'n blitsvloed of 'n kitsvloed. Ek dink miskien 'n spoedvloed, dis 'n goeie beskrywing. Iets wat onverwags kom en skade aanrig. En ek wil vir jou sê,
jy moet weet dat Jesus het nie die storm probeer verduidelik nie. Hy het nie gesê hoekom die storm kom nie. Hy het net hierdie feit gestel, storms kom. En vir party storms is jy self verantwoordelik. Jy bring dit oor jouself. Ander storms kom net omdat ons in 'n gebroke wêreld lewe. Ons moet besef, dinge gebeur net. Daar kan storms wees wat veroorsaak is deur besluite wat mense om jou geneem het. Daar kan storms wees wat bloot kom omdat die tyd aanstap en jy kan dit nie vermy nie. So die belangrike ding wat Jesus vir ons sê hier is berei voor vir voorspelbare en onvoorspelbare, onverwagte storms. En dis waaroor ek wil praat vandag. Ek wil hê dat jy moet weet, jou huis, en jou huis is jou lewe in hierdie gelykenis. Jou huis, as jy wil hê dit moet vas staan, is daar sekere keuses wat jy vooraf moet maak. En ek gaan vir jou kontraste wys wat Jesus in hierdie gelykenis vir ons weergee. En jy moet 'n keuse maak tussen een van daai dinge in die kontras. En hier is die eerste kontras. Lippediens of oorgawe. En Jesus begin in Lukas 6 en vers 46, begin hy hierdie storie van die gelykenis so. Hy sê, waarom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. En hier is 'n baie duidelike kontras tussen noem en doen, tussen praat en doen. En dit is so belangrik dat ons moet besef, jy kan nie Jesus Here noem en nie doen wat hy sê nie. En hier is wat ek wil uitlig vir ons, en ek wil jou nie pla met allerlei Griekse woorde nie, maar ek dink is belangrik vir ons om na daai woord Here te kyk en hoe dit in die Grieks voorkom. En tussen hakies, hello truth, maak ons woorde oop en ons verduidelik begrippe, en ek hou daarvan om terug te gaan na die oorspronklike betekenis van woorde. En die Griekse woord hier is kurios, wat beteken meester, of eienaar, of een wat gesag het. En as dit is wat mense Jesus noem, as Jesus ons meester is, dan behoort ons te doen wat hy sê. As ons kan doen wat ons aardse baas vir ons sê, hoeveel te meer moet ons doen wat ons hemelse Here vir ons sê? Jy sien, jy kan nie net 'n kerkmens wees en nie 'n werkmens nie. Sê amen, sê eina, sê eish, sê iets, want dit is die waarheid. Jy kan nie net in die kerk Here, Here sê en by die werk iets anders doen nie. Jy moet vir die Here as meester erken in jou lewe. En ek wil vir jou dit vra. Is jy net 'n spectator? Ekskuus, ek soek die Afrikaanse woord. Toeskouer. Of doen jy iets? Want as die meester vir jou opdrag gee, moet jy iewers te betrokke wees. En ek wil vir jou aanmoedig, doen iets in die diens van die Here. Kom gee jouself aan by die leiers van hierdie gemeente en sê, luister, ek wil graag iets doen. Ek wil wys dat Jesus my meester is en ek wil hom so erken. As hy ons eienaar is, as ons lewe aan hom behoort en ons lewe behoort aan hom, want hy het ons gekoop, duur gekoop met sy bloed, dan kan ons nie net ons eie ding doen nie. En ons moet totaal aan die Here uitverkoop wees. Jy sien, as iemand jou huis koop, behoort die hele huis aan daai persoon. Jy kan nie sê, okay, ek sal hierdie huis aan jou verkoop, maar hierdie kamer hou ek vir myself. En baie keer doen ons dit in ons lewens. Daar's sekere kamers van ons lewe wat ons vir onsself hou. Maar ons sê, Jesus, U kan Here wees van alles, maar hierdie ding wil ek beheer oor hê. En ek het nuus vir jou. As jy wil beheer hê oor jou finansies en Jesus is nie die Here van jou finansies nie, moenie hom vir hulp vra as die storm van 'n finansiële krisis kom nie. Want jy's in beheer.
En so is dit met elke ander aspek van jou lewe. Jy kan nie net een kamer vir jouself hou en die res vir die Here gee nie. As hy meester is, as hy eienaar is, moet ons hom so respekteer. As hy die een met gesag is, moet ons hom as gesagvoerder erken en ons moet sy opdragte uitvoer. Nou daar's nog 'n betekenis van hierdie Griekse woord kurios. Want dit beteken nie net meester of eienaar of een met gesag nie. Dis dieselfde woord wat in die Nuwe Testament gebruik word wanneer dit van God praat. Van die Here praat. Met ander woorde, dit praat hierso van sy goddelikheid. En hier's wat ons moet doen. Ons moet nie net Jesus bely nie, maar ons moet ook die knie buig voor hom. Die Bybel sê eendag gaan dit in elk geval gebeur. Elke tong sal bely, maar elke knie sal ook buig. En dit is so belangrik om die Here te erken as God, om Jesus te erken as die een wat my skepper is. En hier is jou keuse. Jy kan Jesus net Here noem, of jy kan toelaat dat hy heerskappy oor jou lewe voer. Dis of lippediens of oorgawe. Ek is so bly dat hierdie lied gesing en daai een strofe het my aandag regtig getrek, hande oop om oor te gee. Gee jou lewe oor aan hom. Totale oorgawe, nie net lippediens nie. Dis so belangrik. Hier's 'n tweede kontras wat ek raak sien in hierdie gelykenis. En ek wil dit noem 'n skyn-disipel of 'n disipel wat skyn. En as jy Lukas hoofstuk 6 van die begin af lees, hier van vers 1 af lees, sal jy opmerk dat die woord disipel kom ten minste 5 keer voor. Met ander woorde, die klem hier is op disipels. Kom ek net vir ons 2 verse lees. In vers 17 sê dit, nadat Jesus saam met hulle van die berg af gekom het, het hy op 'n gelykte gaan staan en daar was 'n groot groep van sy disipels en ook 'n menigte mense uit die volk. Maar dan sê vers 20 spesifiek, toe het Jesus sy oë op sy disipels gerig en gesê. Met ander woorde, hierdie storie, hierdie gelykenis was gerig aan die disipels. Nie aan mense daar buitekant nie. As ek dit so kan stel, dit gaan nie oor die 2 mans wat Jesus noem, 'n geestelike mens en 'n sekulêre mens nie. Dit gaan nie oor 'n godsdienstige mens en iemand in die wêreld nie. Dit gaan oor 'n ware disipel en 'n skyndisipel. Dis waaroor hierdie dinge gaan. Daar was mense wat Jesus gevolg het. Met ander woorde, hulle was volgelinge. En dis wat die woord disipel beteken, is een van die betekenis daarvan. Maar party mense het Jesus net gevolg vir die wonderwerke. Hulle het hom net gevolg omdat hulle 'n free lunch kon kry. Onthou die menigtes, toe hy die brood en die visse vermeerder het. Maar ons kan nie net 'n skyndisipel wees wat lyk of ons Jesus volg, maar ons volg hom nie regtig nie. Hierdie 2 bouers in die gelykenis het albei na die woorde van Jesus geluister. Met ander woorde, hulle het albei hom as 'n leermeester beskou. Hulle het hom gevolg, maar die een se lig het helder geskyn. En hoe laat jy jou lig skyn? Jesus het dit so gestel, laat julle lig helder skyn, sodat mense julle goeie dade kan sien. En wanneer hulle julle goeie werke sien, sal my Vader in die hemel verheerlik word. Dis 'n disipel wie se lig skyn. So sy werke het die Vader in die hemel verheerlik. Die ander een was 'n skyndisipel, sy huis was oënskynlik stewig. Maar die storm het 'n verskil gemaak. Sy lewe was net 'n gedaante van godsaligheid, soos wat ons ook in die Bybel lees, maar hy het geen goddelike krag gehad nie. En ek wil dit baie duidelik stel, ek wil dit so sagkens as moontlik sê. Hier's vandag 2 soorte mense in hierdie kerkgebou.
Albei sing saam as ons lofliedere sing. Albei sê dalk amen hier en daar. Albei mag dalk selfs iets in die offerande gee. Maar jy kan nie verskil aan die buitekant sien nie. Dis as die storm kom. Laat ek dit so stel in Engels, the storm reveals what hypocrisy conceals. En jy kan 'n show opsit. Wanneer gaan jy ophou voorgee en wanneer gaan jy oorgee? Dis jou keuse. Die skyn kan verdwyn. Die meester kan die masker afhaal en hy kan vir jou sy ware lewe gee met egtheid en opregtheid. Jy hoef nie net 'n show op te sit nie. Dit is so belangrik om 'n disipel te wees wat skyn. En weer eens wil ek sê, Hallo Truth kan jou so help hier, want dit gaan nie net oor woorde nie, dit gaan nie net oor teorie nie, dit gaan om die waarheid te hoor, wat wysheid en werklikheid in jou lewe kan word. Ek wil dit weer in Engels stel, it is about facts that become factors, life-changing factors. Something that can prepare you for the storms. Maar jy moet die keuse maak. Hier's 'n derde kontras. Gehoor of gehoorsaamheid. Baie interessant en baie keer merk mense dit nie op nie, maar hier is die essensie van hierdie gelykenis wat Jesus wil vertel. Hy sê albei hierdie manne het die gelykenis, in die gelykenis het die woorde van Jesus gehoor. En hoe hier is die beskrywing van Jesus van die wyse man in vers 47 van Lukas 6. Hy sê, elkeen wat na my toe kom en my woorde hoor, en hier's die belangrike deel, en daarvolgens handel. Ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is, en dan gaan Jesus aan, en hy beskryf hierdie man se handelinge. En dan in kontras daarmee, die dwaase man word in vers 49 beskryf. Hy sê, maar wie hoor en nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder fondament op die grond bou. En hier is wat ons moet besef. Dis nie dat hulle verskillende boodskappe gehoor nie. Hulle het dieselfde boodskap gehoor. Ons gaan almal hier uitstap uit hierdie diens vanmôre. Ons het dieselfde boodskap gehoor. Maar hoe gaan ons reageer op daai boodskap? Gaan lees gerus die gelykenis van die saaier, die saad en die verskillende tipes grond wat Jesus ook vertel het. Markus 4, Matteus 13 en Lukas 8. En jy sal sien dat hulle het almal dieselfde woord gehoor, maar dit het verskillende resultate gehad. Dit hang af wat jy met die woord doen. Dit hang af hoe jy daai woord in jou lewe gaan toepas. Het jy net gehoor of is jy gehoorsaam? En weer eens wil ek by die Griekse woorde uitkom hier. Die Griekse woord vir woord is logos. En logos beteken letterlik nie net 'n klank wat jy hoor nie, maar 'n betekenisvolle woord, want partymal word dit so vertaal as redenasie. Ons kry ons woord logika van logos af. Ons kry die agtervoegsel ologie, soos in argeologie of biologie, wat van 'n studieveld praat, van feite praat. Dis die tipe woorde wat Jesus gepraat het. Woorde wat verstaanbaar was. Selfs die Griekse woord vir hoor wat hier gebruik word, beteken letterlik om te hoor met begrip. En is so belangrik vir ons om te hoor met begrip. Partymal preek ek in gemeentes en ek sien mense nie gehoor en hy daai ver af kyk in sy oë. En ek weet, hy hoor nie eens woorde nie, hy hoor net klanke. Want iewers hier in jou brein is daar 'n switch.
jy kan of luister mode op ingeskakel wees, of jy kan dink aan die skaapbout, of aan môre se probleme en uitdagings. Dis so belangrik vir ons om te luister en gehoorsaam te wees dan. En dis weer eens wat ons in Hallo Truth op fokus, om seker te maak dat jy jou blootstel aan die woord, deur dit te lees en dit te hoor. En ek wil dit so stel, God se waarheid is gratis, maar is nie goedkoop nie. Want God se genade maak dit gratis, maar jou gehoorsaamheid gaan 'n prys kos. Dis nie maklik om in Hallo Truth se klasse te sit vir 'n jaar of 2 of 3 of hoe lank dit mag vat ook al. Maar wat die Here in jou lewe kan doen daar, is onbetaalbaar. Jy kan dit nie koop nie. Maar dit gaan jou kos. Dis gratis. Maar dit vat gehoorsaamheid. En ek wil dit so stel, moenie dink dat God se genade gehoorsaamheid vervang nie. God se genade maak gehoorsaamheid moontlik. Dis wat dit is. Ek hou daarvan om die woord responsibility so te verduidelik. Wat is my verantwoordelikheid? My responsibility is my response to his ability. Dis God se krag in my wat die dinge kan doen. Dis nie my eie werke nie, dis nie my eie vermoëns nie, dis nie my eie pogings nie. Dis God se krag, maar ek moet reageer. Ek moet daai keuse maak. So gehoorsaamheid was die fundament van die wyse man se huis. But I want to put it clearly, obedience is not the root, it's the fruit. En gehoorsaamheid is die vrug van vertroue op ons hemelse Vader. So wanneer die storm kom, kan jy God vertrou. Jy kan in gehoorsaamheid sy leiding volg. Jy kan op sy woord staan en sy genade sal jou deur die storm dra. Hier's die laaste kontras wat ek wil op fokus, en dit is eenvoudig: sand of rots. Dis jou keuse. Die dwaase bouer het die woorde van Jesus gehoor. Laat ek weer vers 49 lees van Lukas 6. Wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder 'n fondament op die grond bou, en die strome daarteen losgebreek en dit het dadelik geval. Luister mooi. En die instorting van daardie huis was groot. Wow. Dis baie interessant. Kom ek dit sê? Sand, wanneer dit by bou kom, is gemaklik, maar gevaarlik. Jy kan sand sien, en jy kan net op die sand bou, daar's nie baie werk nie. Maar die rots, as jy 'n fondament wil lê, is onsigbaar. En hier's wat die Bybel vir ons leer. We walk by faith and not by sight. Ons moet die onsienlike kan sien, en om dit te doen, sal ons moet grawe in die woord van die Here. En ek onthou as 'n kind, het ek in ons huis was daar so 'n houtbordjie wat iemand op baie mooi geskilder het, en ek onthou die woorde daarvan so duidelik, en ek gaan dit vir ons aanhaal hier vanmôre. Some build their hopes on the ever-drifting sand, some on their fame or their treasure or their land. Mine's on a rock that forever will stand. Jesus, the rock of ages. Daai woorde by my gebly deur al hierdie jare. Jy kan nie jou huis, jou lewe bou op jou eie idees nie, op tradisie nie, op filosofie nie. Jy kan nie jou huis bou op jou vermoëns, op jou intellek, of wat dit ook al mag wees. Jy moet jou huis op God se woord bou. Jy moet jou huis op die rots bou. So ek wil dit sê, Jesus is die lewende woord.
Jesus is die rots. Sy woorde vorm 'n rots, maar jou gehoorsaamheid bou op die fundament van die rots. En as jy op daai rots bou, gaan jy rotsvas word. Dis die goeie nuus. Daar's 'n baie ou lied wat hier in die 1800s geskryf was en die refrein sê, on Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Dis wat jy jou lewe moet opbou. Het jy al ooit daaraan gedink? Jy kan nie 'n fondasie in die storm grawe nie. Al wat jy kry is nie 'n fondasie nie, jy kry watervore. Jy moet daai fondasie lê voor die storm. Jy moet daai keuse voor die storm maak. En hier soos wat Jesus sê van die graafwerk wat die wyse bouer gedoen het. In vers 48 sê hy soos 'n man wat besig was om 'n huis te bou. Hy het gespit en diep gegrawe en die fondament op die rots gelê. Hy het gespit en gegrawe, dis werk. Daar's 'n mooi Afrikaanse woord, die woord fit. Fit verwys na krag, na energie, na deursettingsvermoë. Dit vat fit om te spit. Dis net die brawe wat kan grawe. Dis 'n sterk ou wat kan grou. Jy sien, daar's 'n deel wat jy moet doen. Die studente sal weet, ek sê dit baie. Jy kan dit nie sonder God doen nie. Maar God wil dit nie sonder jou doen nie. Daar's 'n deel wat jy moet doen. Hy doen die onmoontlike, jy kan net die moontlike doen. Ek wil afsluit en sê, jy moet regtig diep grawe om die rots te kry. En ek het nogal gaan oplees hieroor. Daar's 'n gebou in Maleisië wat hulle noem die Petronas torings. 2 torings in Kuala Lumpur. Daai gebou is 452 meter hoog, 88 verdiepings. Nie die hoogste gebou in die wêreld nie. Ek dink hy's nommer 21 op die as jy 'n ranglys sou hê. Maar hy het die diepste fondasie van enige gebou in die wêreld. Hoekom? Omdat die grond baie sag is en onnegalig en onreëlmatig is en die vaste gesteente word eers baie diep gevind. Daai torings se fondasie is 120 meter diep. Equivalent van 40 verdiepings diep. En hierso is 'n les wat ons moet leer. Hoe hoër die gebou, hoe sterker en hoe dieper moet die fondasie gaan. As jy hoogtes wil bereik in hierdie lewe, moet jy 'n diep fondasie hê. Jy moet die keuse maak. Gaan jy 'n mooi huis hê wat net soos die ander huis lyk, maar wat gaan val in die storm? Of gaan jy diep delf? Nou, interessant, is iets wat ons as Suid-Afrikaners moet weet. Die diepste goudmyn in die wêreld is daar buitekant Carletonville. Ek dink Mponeng noem hulle hom. 4 kilometer in die grond in. 4 kilometer. Jy sien, jy kan goud kry. Daar's goud wat op die grond lê. Goudklonte. Maar hulle is skaars. Daar's goud wat jy spoelgoud wat jy in 'n stroom kan kry. Daar's goud wat jy kan in 'n oop groefmyn kry, maar die werklike ryk goudruwe is baie diep. En laat ek weer sê, in Hollow Truth grawe ons diep. Want dis nie net goed wat op die oppervlak lê nie. Dis goed wat jy daar moet gaan uithaal. En God se woord is nie soos 'n klaargemaakte produk wat jy in 'n stoor kry nie. Dis meer soos goud wat jy in 'n myn moet uitdelf en wat jy moet verfyn en dan toepas in jou lewe. Laat ek dit weer baie duidelik stel. My grawery kan nie die storm stop nie. God se genade vervang nie goeie werke nie.
Ons word uit genade gered, nie uit werke nie, maar ons word tot werke gered en geroep. En dis wat God wil hê. Jy moet 'n keuse maak. Waarop gaan jy jou lewe bou? Gaan jy net hoor of gaan jy ook doen? Gaan jy dwaas wees of gaan jy wys wees? Gaan jou huis bly staan of gaan hy val? Kom ons staan ten minste nou. Ek hoop nie dat mense net hierdie woord gehoor het vandag en gevoel het dat julle soort van beskuldig word. Jesus het nooit hierdie gelykenis vertel as net 'n beskuldiging nie. Hy bring nie beskuldiging of veroordeling nie. Hierdie gelykenis is 'n uitnodiging om te sê, luister, daar is sekuriteit. Daar is stabiliteit. Ek kan vir jou standvastigheid gee. Ek kan, as jy my waarheid vat, gaan dit praktiese wysheid in jou lewe word. En as daai storms kom, gaan jou huis bly staan. So ek wil nie enige iemand moet veroordeeld voel nie. Ek wil hê jy moet weet, jy het 'n keuse vandag. En die Bybel sê, I set before you life and death. En dis jou keuse. Kom ons sluit ons oë. Vader, baie dankie dat ons vandag die woord kan hoor wat so duidelik na ons toe kom. En dankie vir hierdie kontraste wat ons dan kan kyk en dat dit ons dwing om 'n keuse te maak, 'n voorafkeuse, voor die storm kom. En ek bid spesifiek vir elke individu in hierdie gemeente vandag. Here, dat hulle nie net sal praat nie, dat hulle nie net U Here sal noem nie, maar dat hulle deur hulle dade U heerskappy sal wys in hulle lewe. Dankie dat hulle nie skyndisippels sal wees nie, maar disippels wat hulle lig so sal laat skyn deur hulle goeie werke. Dankie Here dat hulle nie net mense sal wees wat sal hoor nie en hier sal uitstap en sê, dit was 'n nice preek nie. Maar dat hulle sal gehoorsaam wees. En dankie dat hulle nie op sand sal bou nie, maar sal diep grawe. Dat hulle 'n sterk fondasie sal hê. En ek bid as iemand op hierdie oomblik 'n storm ervaar in hulle lewe, dat U vir hulle sal wys, dat U genade is genoeg om hulle deur te dra, want selfs in swakheid word U krag vervul. En terwyl ons bid, wil ek vra, as daar iemand is hier wat onseker is van jou verhouding met die Here, jy selfs onseker oor waar jy die ewigheid gaan deurbring, as jy te sterwe moet kom, waar gaan jy heen? Die goeie nuus is, weer eens, God veroordeel nie, hy beskuldig nie, hy nooi uit, sy uitnodiging en sê, kom ontvang lewe, maar jy moet daai keuse maak. As jy wil hê ek moet vir jou bid, dis 'n eenvoudige gebed, maar dit is 'n gebed wat so kragtig is, want dit kan jou lewe verander. As jy wil sekerheid hê, dit gaan nie oor godsdienst, dit gaan oor 'n verhouding. As jy wil sekerheid hê oor jou verhouding met die Here en jou ewige bestemming, wil ek graag vir jou bid. En ek gaan vra, as jy daardie gebed by ingesluit wil wees, dat jy nou saam met my sal bid. En ek vra ons almal dit hardop bid. Agter my aan, sê Hemelse Vader,
Ek kom na U toe, net soos ek is. Ek besef dat ek 'n sondaar is en dat ek 'n saligmaker nodig het. Jesus, ek nooi U, kom in my lewe in. Kom wees meester, eienaar, gesagvoerder. Kom wees Here in my lewe. Vergewe my sonde, was my skoon, maak my nuut. Ek glo met my hart en bely met my mond dat U in my plek gesterf het, sodat ek die ewige lewe kan ontvang. Ek ontvang hierdie geskenk uit genade, deur geloof, is ek nou 'n kind van God en ek gaan U volg as 'n ware disipel en die ewigheid saam met U deurbring. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.